Ek dink, as ek nou vir Tannie kan vra, want hier is soveel legendes by die Irene Seymour toernooi. En ons het hulle gesien vandag as ons hier rondloop en die gesigte en die Proteas wat jy raakloop, maar as ek nou vir die kykers net daar buite kan sê, hoe Tannie se pad, ek dink van die Boland af, in Noordwes, destyds die Wes-Transvaal, hoe Tannie se pad toe hiernatoe geloop, en hoe verder, maar hoe dit by volkies uitgekom ook. Toe ek in 1970 die pos kry by die universiteit, toe was dit nou nog die pikke. Ja. Ek is toe aangestel as 'n dosent by menslike bewegingskunde. Toe was korfbal eintlik die gewilde spel by die dogters op skool. Ek kom toe as 'n netbal springbok hier aan en die mense in die Boland het vir my gesê, maar hoekom gaan jy Noordwes toe? Hulle is omtrent nie, hulle is op daai stadium met hulle in die C-liga gespeel, hulle was 'n paar seniors wat netbal gebring het van die ander provinsies. Toe sê ek vir hulle, maar ek dink dit is 'n uitdaging en dis toe ons nou begin hard werk. Kyk, toe was dit netbal vir ontbyt, vir middagete en vir aandete. So, ek het by die PUK begin en omdat ek jonk was en op universiteit het ek nooit die SAI netbalspanne gespeel nie, want dit was dieselfde tyd as Boland. Toe kon ek saam met die studente SAI span speel. Want ek was toe ingeskryf hier vir my honneurs en ek was 'n student. So die dosent het saam met sy span gespeel en ons het toe in Bloemfontein was die SAI's daai jaar. As Tannie, ja, en toe saam met die studente kon speel? Ja, en ons het hier in Wes-Transvaal baie hard gewerk, kursusse gegee, naweek na naweek na naweek, skeieregterskursusse, afrigtingskursusse, want hulle het nie netbal eintlik so goed geken nie. So, dit het stadig begin, maar ons het uiteindelik was ons Wes-Transvaal in laerskoolliga, by hulle laerskool provinsiale toernooie, was Wes-Transvaal 'n span wat hulle moes reken. Ons skeieregters was gewild, die mense wou almal hulle moet kom blaas, studente het mooi gewerk, so ons kon, die onderwysers het gehelp, so ons kon regtig van aspoestertjie gaan tot ons in 19, ek dink dit was in 1973, was die SA toernooi, provinsiale senior toernooi op Potchefstroom. En daar het ons in die A-liga het ons tweede gekom saam met Noord-Transvaal. Sure. So van C-liga af het hulle ons opgeskuif, die SANU daai tyd, hulle het ons opgeskuif A-liga toe, omdat jy kan nie van die B-liga, as hulle die wenners is, opskuif na die eerste, daar's net 10 spanne in die A-afdeling. En ons was toe baie ver af en hulle het gesê, nee, maar kom ons gee hulle 'n kans, dit lyk of daar iets gebeur en toe kan ons gaan sonder dat ons regtig gespeel het om daar te kom. Ja. En van daar af het ons Charlotte Malan, het ek by gimnasium genaal, sy was Afrikaanse onderwyseres daar, sy het korfbal gespeel, sy was 'n korfbalspringbok. Ja. En ek het gehoor van haar, en ek het haar genaal, want sy was my lengte, sy het lank arms gehad, so ons twee was nogal 'n kombinasie, ja, sirkelverdediger. Al twee se arms is ewe lank, ons kon die helfte van die sirkel kon myne wees, en die ander helfte hare, hou die bal dop, en gaan vir ons. So. Maar as ek Tannie nou mag vra, hoe lank is Tannie? Ek was al die jare 6 voet 1,5. Ja. Dus hierso 1,82, Ja. 2,5 daarom. Dis lank. Ja. En Tannie het nog langer arms. Baie lank. Ek dink as ons twee meet, gaan ek jou wen. Ek dink definitief gaan Tannie my wen. Amper. Ek wil vir Tannie vra, daar's 'n storie, want ek hou daarvan om altyd 'n lekker element in die onderhoude in te bring. Daar's 'n storie met 'n hakskoen en champagne wat Tannie vooruitgaan. Ja, kan Tannie vir ons bietjie vertel van dit? Ons het as SAI span op Stellenbosch gaan speel, toe ek hulle bestuurder is.
En ons was daar na die toernooi nou afgaan die laaste aand. Toe is ons saam met die studente by 'n kroeg in Stellenbosch. Dit was so 'n besonder waar die studente kuier. Toe ek en Renée Odendaal, sy was toe hulle afrigter. Ons het toe gegaan, ek was bestuurderes, sy was die afrigter. Toe gaan ons daar en daar sit 'n jong man en hy sê hy wil nou net 'n bietjie inmeng. Ekskuus tog, al die meisies kyk vir hom nog nie glad nie onaansienlik nie. En hulle wonder toe, nou wat gaan hy nou met hulle maak? Hy sê hy wil nou net vra, mag hy uit my skoen uit champagne drink? Want hy dink ek is die mooiste vrou wat hy al gesien het. En dit kan net vir hom 'n plesier wees. Natuurlik was dit nou so 'n bietjie aardig. Hier sit die studente en die ou tannie word deur hierdie mannetjie genader Was jou, nee. Tannie het daai charm gehad. Tannie Biana, dit was so lekker om met Tannie te gesels. Ek dink nommer 1 net om vir ons kykers eintlik 'n legende te wys wat daar buite is. En ek wil namens die hele netbalgemeenskap, die volkie gemeenskap, almal wat hier vandag is en dit wat Tannie in netbal gedoen het vir ons land. Dankie. En ek dink in die Noordwes provinsie spesifiek en nog steeds doen en dit is so voorreg om met Tannie te gesels en eer te bring aan 'n legende, iemand wat die spel onherroepelik verander het. So baie dankie daarvoor Tannie. Baie dis 'n plesier.